Vader, ons kom vanoggend in hierdie oomblik en ons verklaar dit met ons hele lewe. You are holy. Daar's niemand soos U vanoggend nie. Ons is so dankbaar vir wie U is in ons lewens. Ons lewens hardloop soms so vinnig, ons vergeet om soms net 'n oomblik bewus te raak van wie U is. En U grootheid, en U goedheid, en U genade wat drup van ons lewens af. Elke asemteug is net genade. En om kind van God te kan wees, om in U teenwoordigheid te kan staan, so saam met medegelowiges, te kan sing, holy, holy, holy. Een wat was, een wat is, en een wat weer gaan kom. Heilige Gees, U is vanmôre so welkom. Dankie dat U elke hart ken en dankie dat ons niks hoef te verduidelik nie. Dankie dat U elke behoefte ken. Vanmôre sê ons net, U is so welkom, kom doen wat net U kan doen. U is reeds aan die werk, U is altyd aan die werk, in die hart van elke mens. Dankie dat ons bewus kan raak van U teenwoordigheid en waar ons om U woord sit, wil ek bid, dat U dit kom oopbreek, lewendig maak, soos net U kan. Dat ons lewens verander, wys vir ons, leer vir ons, wat U vir ons wil wys en leer, soos net U kan. Maak dit lewendig in ons, dat dit kan uitgaan en deel van ons lewens wees. Wanneer ons môre by ons werksplekke, skole, universiteite instap. Sê dankie vir al hierdie dinge. Ons bid al hierdie dinge, sê dankie vir al hierdie dinge in een naam. Die naam ver bo alle name. Daar is mos net een. Sy naam is Jesus Christus. En almal sê amen en amen. Baie dankie, jy kan maar sit. Dankie vir ons aanbiddingsspan. Is dit lekker om die Here so te aanbid. Amen. Amen, amen, amen. Nou, ek het al môre gesê, ons het al gegroet, ons het al babas toegewy en ons het al 'n paar dinge gedoen vanoggend. Tyd om vir so 'n oombliekie om die woord te sit. Ons tieners beweeg uit. Niemand is kwaad van niemand nie, dis net ons tieners uitbeweeg. Hulle word bedien deur ons tienerleiers. Ons is dankbaar vir hulle, ons is dankbaar vir die leiers en die tieners in ons gemeente. Ons is in week 2 van ons reeks The Jesus Way. En ons staan vir hierdie eerste kwartaal stil. My tong moet nie nou begin knoop nie, ek begin nou eers. Ons staan by hierdie eerste kwartaal stil, by 'n plek waar ons wil leer by Jesus. Ons is in ons volg my jaar, as jy by ons kuier, ons jaartema vir 2026 hier by Missionary is volg my. Dis 'n jaar waarin ons opnuut wil fokus, wil volg. En hom wil volg met alles wat ons het. En ons gesê, ons wil hierdie eerste kwartaal wegspring en ons wil by die bergpredikasie stil staan, van Matteus 5, 6 en 7, en ons wil leer by Jesus. Hoe lyk hierdie Jesus Way? En Marius het verlede week afgeskop en net vir ons neergesit dat hierdie bergpredikasie kom Jesus en hy verduidelik sy koninkryk wat net anders is as die wêreldse koninkryk. Dis net anders. Alles is anders. Die standaard is anders, die verwagtinge is anders, hoe ons moet kyk in sy koninkryk is anders, hoe ons moet wees en leef en werk en kinders grootmaak is net anders as die wêreldse koninkryk. En dis waaroor die volgende paar weke gaan. So ek nooi jou, kom reis saam met ons deur die bergpredikasie. En ek wil so ver gaan om te sê, as jy inklim vir die volgende paar weke en hierdie bergpredikasie deurtrap saam met ons, die boodskappe, die podcasts, die potgoeie, in die mooi Afrikaans net, die potgoeie, en jy saam met ons in die Bybel leesprogram, en jy klim in en jy lees jou Bybel, spandeer tyd by hom, en jy trek hierdie bergpredikasie uit mekaar uit, jy laat toe dat die Heilige Gees dit oopbreek, lewendig maak, joune maak, ek waarborg jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Want die lewe van God se woord kom in donker plekke in, hy kom bring lig, hy bring hoop, hy leer, hy onderrig, soos net hy kan. So ek nooi jou uit, kom raak deel van die volgende paar weke, hier in Missionary, waar ons bietjie by The Jesus Way stil staan. Nou, vanoggend, ek begin gou weg, ek herhaal dalk ietsie wat Marius gesê het, maar ek wil gou wegspring en as ek 'n tema vir vanoggend se boodskap, amper sê 'n tema binne 'n kwartaaltema, binne 'n jaartema, binne 'n weektema kan sit en nog 'n tema kan bysit rondom the Jesus way en God se koninkryk, dan sou dit wees wanneer God
se koninkryk sigbaar word. Wanneer God se koninkryk sigbaar word. En Jesus praat baie in die volgende paar weke en in die volgende paar hoofstukke in Matteus oor God se koninkryk en hoe dit lyk. Maar hy begin hier in vers 13 wat ons vanoggend gaan lees, begin hy op 'n baie interessante plek. En dit is dat die koninkryk, wat hy alles gaan sê en wat hy alles gaan leer, moet sigbaar word in die lewe van sy volgelinge. Anders help dit niks. Kopkennis help niks as dit nie geleef word nie. Jy kan die Bybel vorentoe en agtertoe gelees het en jy kan dit ken en jy kan teologies alles verstaan. As dit nie jou lewe so impakteer dat jy anders leef, dat hy sigbaar raak in jou lewe nie, help dit niks. En dis waar Jesus begin hier. En ek herinner jou daar in vers 1 en 2 van Matteus 5. Kom Jesus en hy sien hierdie groot skare bymekaar. Hy klim teen 'n berg uit, hy gaan sit en sy disippels kom na hom toe en hy begin om hulle soos volg te onderrig. En dan begin hierdie bergpredikasie ontvou. So, dis Jesus se disippels wat hier naby hom sit en hy praat met sy disippels. En vanoggend se skrif gaan jy duidelik hoor. En ek wil hê jy moet jou hart oopmaak saam met my. En hoor, want eeue later is ek en jy steeds sy disippels, sy volgelinge, sy kinders. Ons moet disippels wees, jy moet leer om hom te volg en by sy voete te sit en toe te laat dat hy jou lei, voor jy disippels kan maak, en dis tog die opdrag. So ons moet volgelinge wees, om volgelinge te kan maak, om ander van hom te kan vertel, en ons lewens te laat saak maak. So hy praat vanoggend, soos destyds met sy disippels, praat hy met my en met jou. So spits jou ore, maak jou hart oop, maak jou kop oop, en kom ons hoor wat Jesus vanoggend vir ons leer, hier uit die woord uit. Ons praat oor sout en lig. Ons is by Matteus 5 vers 13 tot 16. En ek weet jy het hierdie skrif al baie gehoor. Ek weet. Jy kan hom dalk uit jou kop uit al opsê, maar ek wil hê jy moet hom vanoggend anders hoor. Anders lees, anders sien. Want in hierdie konteks van die bergpredikasie is dit belangrik waar Jesus begin. En ek wil hê jy moet baie mooi verstaan en baie mooi hoor, dalk vir die hoeveelste keer. Hoekom hy hier begin? Hoekom hy praat van sout en lig vroeg in hierdie lering? Hy sit daar as 'n rabbi, hy sit saam met sy disippels en hy sit iets neer. Hy sit 'n fondasie neer. En as ek en jy vanoggend hierdie fondasie kan verstaan, weer 'n keer, gaan jy alles anders hoor, anders sien en anders leef. En jou huis sal anders lyk, jou werksplek sal anders lyk, jou skool, jou universiteit, alles sal anders lyk as jy hoor wat Jesus vanoggend hier sê en toelaat dat dit so diep insak dat dit jou lewe verander. Vers 13, Matteus 5 sê: Julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Nuwe Lewende Vertaling. Ou vertaling sê: Julle is die sout van die aarde. Lees gou mooi. Jesus, gaan gou terug vir my. Hou gou daar vas. Vir so 'n oomblik, ons gaan nou verder lees. Jesus sê nie, wees so sout nie. Jesus sê nie, asseblief tree op soos sout nie. Ek het 'n gespottery met die personeel op partykeer. Waar ek sê, as jy na 'n plek toe gaan waar jy jou nie gaan gedra nie, asseblief moenie jou Mishodai hempie aantrek nie. Partykeer is dit 'n gespottery, maar partykeer is ek baie ernstig. Asseblief, trek jou Mishodai hempie uit en trek ander klere aan, Mamas, papas langs die sportveld, as jy vermoed jy gaan naam weggooi, moenie jou Mishodai hempie aantrek nie. Asseblief. Jesus kom nie hier en hy sê, asseblief, probeer sout wees. So goed as wat jy kan probeer nie. Nee, hy sê, julle is, wie is die julle? Disippels, ek en jy, volgelinge. Julle is sout. Ag, dit verander alles. Dit verander alles. Vir God se koninkryk om sigbaar te word, om geloofwaardig te word, moet jy eers besef wie jy is, voor jy kan gaan doen wat jy moet doen. Want jy sien, as jy gaan probeer doen, wat 'n disipel moet doen, maar jy weet nie wie jy is, as kind van die Here nie, is alles onderstebo. Maar as jy weet wie jy is, in Christus, as kind van die Here, en nou doen jy van 'n plek van identiteit af, skielik is daar 'n fondasie wat nie geskit kan word nie.
Ek weet wie ek is in Christus. Nou moet ek gaan doen, ek het 'n opdrag, ek het 'n taak, ek het gawes, ek het talente, ek het vermoë, maar die plek waar ek begin, julle is sout, julle is lig. Nou kom ons by die lig. So Jesus kom en hy maak net weer identiteit vas, want in God se koninkryk vloei alles uit identiteit uit. Nie prestasie nie, nie probeer nie. Werke kom wanneer jy weet wie jy is. Nou doen jy wat jy wil hê hy moet doen, in gehoorsaamheid. Maak jy disippels, dien jy die Here en maak jy kinders groot en wees jy 'n ouer en alles, maar jy moet teruggaan na wie jy is. As jy wonder wie jy is jou hele lewe lank, is daar ietsie weg. Daarom begin Jesus, voor hy verder lering gee, en hy gee baie lering in die volgende paar hoofstukke, voor hy enigsins iets anders sê, maak hy eers identiteit vas. En hy maak seker, hierdie groep wat by hom sit, weet wie hulle is. Dan gaan hy vir hulle leer, hoe hulle moet leef, wat hulle moet doen, en dan, later wanneer Jesus weggaan, dan gaan hulle, en hulle werk in sy koninkryk, en hulle gaan en hulle maak disippels. Maar voor jy ooit daar kan kom, daar's 'n plek waar jy moet weet wie jy is. En hy kom hier en hy sê, julle is die sout. Julle gaan nie probeer sout wees nie, julle is sout. Dis wie julle is. As gevolg van Christus, wat deur sy gees hier binne in my, binne in jou woon, is ons. Oomblik as jy 'n kind van die Here word, tot bekering kom. Die ou sondige mens sterf, 'n nuwe geesmens in Christus word gebore. En van daai oomblik af, is ek en jy nie meer sondaars nie. Ons is nou kinders van die Here. En jy gaan of hierdie identiteitkrisis hê vir die res van jou lewe om te sê, ek is nog 'n sondaar, ek is nog, of jy gaan sê, ek is 'n kind van die Here, wat dalk nog stoei met sonde, en dalk, maar dis nie wie ek is nie, my identiteit het verander, die dag toe ek my hart vir die Here gegee het. En ons vergeet dit soms, en dan kom druk van buitekant af, en dan kom verantwoordelikhede, en dan kom probeer, en dan, sout probeer nie, sout wees nie, sout is net sout. Het jy al agtergekom? Jou sout in jou kas by die huis, het jy hom al ooit gesien, sout probeer wees? Nee, hy is wat hy is. Hoekom probeer ons as kinders van die Here iemand wees wie ons nie is nie, of goed, kom ons maak gou vas wie ons is. So Jesus kom en hy sê, julle is sout. Ons nou oor die lig praat, maar dit is belangrik, en ek gaan dalk herhaal, ek hardloop 'n bietjie vooruit, maar dit is belangrik dat jy weet ek is sout voor ek lig is. Want dit is so asof Jesus hier kom iets neersit en sê, dieper as 'n lig wat moet skyn, voor 'n lig kan skyn, moet jy weet wie jy is. Jy moet wees wie jy sê jy is, sodat wanneer mense naby kom, vandag is steeds net so belangrik. Jy moet 'n sekere persentasie sout in jou liggaam hê om te kan funksioneer. Jy kan nie niks sout hê nie, jy moet ook nie te veel sout in jou liggaam hê nie, maar jy moet net genoeg sout hê om gesond te kan wees. En sout is nog steeds in ons samelewing so belangrik, maar destyds was dit meer belangrik. Want is nog daar in die antieke tye waar daar nie yskaste was nie en daar was nie al die moderne medisine nie. So sout was kosbaar. Sout was hierdie geurmiddel gewees, ja, maar dit was ook 'n preserveermiddel. Dit het verval gekeer. So sout was belangrik as jy sekere kosse wou langer laat hou, was sout belangrik. En sout was 'n ontsmettingsmiddel. Sout het soveel funksies en rolle gehad. Sout was selfs vir 'n tyd deel van die Romeinse soldate se salarisse gewees, omdat dit so kosbaar was. So toe Jesus vir sy disippels sê, julle is die sout van die aarde, het hulle dadelik verstaan, sjoe, dis kosbaar. Okay, so ons is kosbaar, ons is belangrik. Die samelewing kan nie funksioneer sonder ons nie. En is presies hoe die koninkryk werk. Kinders van die Here, Christene, moet so sout wees in die samelewing, dat die samelewing ongesond gaan wees, daar gaan net die teenwoordigheid van Christus afwesig wees in samelewing, as kinders van die Here nie besef, ek is sout, en as sout van hierdie aarde, oral waar ek gaan, verteenwoordig ek Christus, moet Christus proebaar, sigbaar, teenwoordig wees, oral waar ek gaan. Want jy sien, die ding met sout is, sout kondig homself nie aan nie, sout werk stil, onsigbaar, maar as sout afwesig is, dan weet jy dit. As jy 'n bord kos eet, en daar's geen sout in die, proe jy dit onmiddellik. As daar te veel sout is, dan proe jy dit ook. Nie na jou vrou stamp nie, moet nie nou iets sê nie. Kos is heerlik, my liefie.
sout is net reg. Maar jy sal nooit 'n bord kos eet. En as jy klag eet en dit is 'n heerlike bord kos, sal jy nie eerstens dink aan sout, jy sal sê, "Oef, die sout was lekker vandag in die kos nie." "Oeg, dit was 'n lekker bord. Hierdie sout was net reg. Dankie my liefie." "Oeg, sout." En jy vat die pot so en jy sê, "Sout, ons is so dankbaar vir jou. Jy het vandag hierdie bord kos so lekker gemaak. Dankie." Ons weet nie eens van die sout nie. En so moet kinders van die Here wees. Ons is daar, ons is teenwoordig. Ons hoef onsself nie aan te kondig nie. Ons hoef nie op platforms te staan nie. Jy leef net, jy wees net. En daar waar jy leef en net wees, weet jy wie jy is in Christus. En dis genoeg om werksplekke te infiltreer en skielik standaarde te lig, morele standaarde te lig, want jy leef anders, jy praat anders, jy werk anders. Jy is net die kind van die Here wie jy is. En net deur te wees wie jy is, verander jy atmosfere, verander jy situasies. Hoekom? Want dis Christus in my wat leef en oral waar ek beweeg, beweeg Christus mos in my. En dis wat hierdie sout so belangrik maak. Christus is teenwoordig in my lewe en ek leef so dat hy sigbaar is. Mense kom proe hom en hoe ek praat, optree en reageer. Nou, vers 13 se tweede gedeelte, lees nou saam met my. Maar, as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense platgetrap te word. Daar moet altyd 'n maar wees. En hier is ook 'n maar. Wanneer sout lyk so sout, maar nie meer sout is nie, beteken dit niks. Hoor gou mooi. Julle is die sout van die aarde. Maar jy het 'n funksie. Jy moet gaan, jy moet wees, jy moet leef, jy moet Christus verteenwoordig. Oral waar jy gaan en jou lewe moet mense wys na hom toe. En jou lewe moet van hom getuig in alle detail. Nou skielik is jy effektief as sout wat die wêreld 'n beter plek maak. 'n geurmiddel, maar ook 'n preserveermiddel wat in samelewings ingaan en ek wil sê die verval keer deur morele standaardes en morele waardes en standaarde te lig. Dis hierdie ontsmettingsmiddel wil ek sê wat in lewens ingaan omdat Christus teenwoordig is. Is daar genesing, daar's herstel, daar's gesondheid, daar's Christus. Maar die oomblik as jy lyk soos sout, maar jy is nie sout nie, beteken jy niks. Nou in daardie tyd was sout dikwels gemeng met onsuiverhede, om dit meer te maak, om dit te laat lyk soos sout, maar dit het nie krag gehad nie. En wanneer my lewe nie meer iets van Jesus wys nie, al lyk dit hoe mooi en godsdienstig van buitekant af, maar as mense kom proe, kom ervaar. So, hy praat soos 'n Christen, hy lyk soos 'n kind van die Here, sy lyk soos 'n mamma wat haar kinders grootmaak, soos God wil hê sy moet, en hulle kom naby. Dan moet hulle proe en ervaar dat jy is wie jy sê jy is. Ander is baie lief vir geelperskes. Ek kan dit maar sê, nee, ek het nou echt wat lag gesê, nee. En as dit geelperske seisoen is daar altyd geelperskes in ons huis. Maar dink jou gou in, jy stap in hierdie geelperske boord, dink Annelies wat baie geniet, en daar's perskebome vol geelperskes. En jy stap nader en jy pluk vir jou 'n pragtige, ryp geelperske, en jy byt aan hom, en hy's bitter. Hy lyk soos 'n geelperske, kom van 'n boom af wat sê hy's 'n geelperskeboom. Jy kom nader en jy pluk 'n vrug en hy's nie wat hy sê hy is nie. Kinders van die Here, ons kan nie voorgee dat ons is 'n kind van die Here, ons dien die Here. En dan wanneer dit by ons lewe en die vrug van ons lewens kom, ontdek mense iets anders nie. Kom ons leef Christus. En dis presies wat Jesus hier van praat. En ons dink baie keer, die grootste gevaar in die samelewing vandag is, hierdie openlike sonde en die verval. Maar daar's iets gevaarliker as dit, en ek dink belangriker is dit om te noem, dat die gevaar vandag is nie openlike sonde nie, dis geestelike afwatering. En is nie op die skrif nie, maar op die skerm nie, maar Romeine 12 vers 2 sê die volgende, hy sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie.
moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Ons verloor nie ons soutigheid deur vervolging nie. Ek het al mense hoor sê, "Ag, Matthys, wat gaan gebeur as ons nie meer by mekaar kan kom en op 'n Sondagoggend so saam kan aanbid nie? Wat as ons nie openlik meer ons Bybels mag lees nie? Wat as daar nie meer godsdienst in ons skole is nie? En daar's reeds skole wat dit al weggevat het." Die gevaar is nie vervolging nie. Die gevaar is as jy so, hulle gebruik die woord aanpas hier, as jy so aanpas en jou leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld, dat jy sê jy sout, maar hulle proe nie meer die sout nie. Hulle proe, jy proe net die wêreld. Jy tree op soos die wêreld. Daar het nie iets kom verander in jou menswees nie. Jy het nie toegelaat dat God jou denkpatrone kom vernuwe nie. Jy kan nie meer onderskei tussen wat hy wil hê jy moet doen en wat goed en aanvaarbaar en reg en mooi is nie. Jy kan nie. Dis so asof dit afgewater is, asof jy so aangepas het by die wêreld, dat jy lyk soos sout, maar jy het geen impak meer nie. Dis 'n groter gevaar as vervolging. Moenie vervolging vrees nie. Wanneer vervolging kom, dan kom vervolging en ons gaan die Here bly dien. As ek kyk na vervolgde lande, en ons het nog baie met hulle te doen in ons sendingwêreld, die kerk ontplof in 'n land waar daar vervolg word. Vervolging is nie 'n gevaar vir die kerk van Jesus Christus nie. Inteendeel, daar's hoeveel lande wat vir ons bid en sê, ons weet nie hoe julle kan getrou bly aan God sonder vervolging nie. Dis nie die uitdaging, dis nie die gevaar nie. Die gevaar is as jy so aanpas in die wêreldse gedragspatrone, dat mense nie meer kan sien wie jy is en hoe jy leef nie, want dit lyk nie meer soos sout nie. Dit proe nie meer soos sout nie. Lyk dalk soos sout. Kan godsdienstig wees soos sout. Ons kan hier by mekaar kom en ons kan die misjodei klere aantrek en ons kan sê ons is kinders van die Here en jy kan dit op CV skryf, jy kan doen wat jy wil. Die toets kom. Is Christus se karakter sigbaar in jou lewe? In die elke dag se wandel. Kan hy geproef word? Vers 14. Hy beweeg oor na die lig toe. En hy sê, julle is die lig wat die wêreld moet verlig. Weer 'n keer. Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. Nie wees soos lig nie. Asseblief onthou om jou liggies aan te skakel nie. Jou identiteit is lig. En ek wil gou nog 'n skrifgie by jou lees. Johannes 8 vers 12. Kom Jesus en hy sê die volgende, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jesus kom en hy sê, ek is die lig. In Matteus 5 kom Jesus en hy sê, julle is die lig. Is dit nou 'n ander lig? Nee, dieselfde lig. Jesus is die bron. Hy is die lig. Hy is die sout. Maar hy is die lig en dis sy lig wat in my en deur my moet skyn. Maar hoor gou hoe kragtig, radikaal is 'n oomblik van bekering. Ek beweeg nie net van duisternis na lig nie. Ek is lig. Ek dra nie net 'n flitsliggie vir die donker oomblikke nie. Dis nie as jy kind van die Here word, kry jy 'n rechargeable flitsliggie wat jou hou vir die res van jou lewe nie. Van die sendelinge in Afrika so deel gereeld ietsie uit wat nie krag nodig het nie. Hy het of so 'n ding slingertjie wat draai, dan skyn hy 'n liggie, of is 'n radiootjie wat jy 'n slingertjie draai, dan speel jy radio, of is 'n audio Bybel wat jy 'n slingertjie draai, dan speel hy. Nie batterye nodig nie, nie 'n charger nodig nie. Hy werk wanneer jy die slingertjie draai. So dis nie met 'n kind van die Here so nie. Ons liggie het nie soms 'n bietjie charge nodig en nou moet jy hom inprop en nou nie nodig nie. Ons is die lig. Sy lig in my. Dis die grootheid van die oomblik wanneer 'n ou mens doodgaan met 'n oomblik van bekering en 'n nuwe geesmens gebore word. Ek is sout, ek is lig. Efesiërs 5, Paulus sê hom so mooi. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Hy sê nie, vroeër was julle in duisternis nie. Hoor gou wie hierdie verskil tussen duisternis en lig. Toe ons nog sondaars was, voor ons kind van die Here geword het,
was ons duisternis. Ons was nie in duisternis en oorgestap in die lig nie. Ons was duisternis en nou is ons lig. Dis dan, kan ek die woord incredible gebruik, om te weet die grootheid van wedergeboorte in Christus, wat in ons kom leef, en deur ons kom leef, en deur sy Gees in ons kom woon, en hierdie Heilige Gees krag en teenwoordigheid in ons lewe. Ons is nou lig. Ons was duisternis. Maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Leef nou so. Gaan maak 'n impak daar waar jy gaan. Oral waar jy gaan. Tweede gedeelte van daai vers 14 sê, 'n stad wat op 'n berg gelê kan mos nie weggesteek word nie. Hier is my so 'n mooi prentjie. 'n Stad op 'n berg, veral in daardie tyd, was hierdie stad op 'n bergtop, en as jy gereis het, het jy so ver as moontlik nie in die donker gereis nie, want dis gevaarlik. Daar was nie straatligte gewees nie, daar was nie polisie wat gepatrolleer het nie. Jy is op jou eie as jy in die donker buite stadsmure sou wees. En dan sien jy in die donker die stad, en daardie lig van die stad is vir jou 'n veilige hawe. Dis 'n toevlug. Ek moet so gou as moontlik daar kom. My lewe is op die spel, my gesin se lewe is op die spel. En hoe mooi is dit? Ons is lig. Ons is die lig wat die wêreld 'n beter plek moet maak. 'n Stad op 'n berg. Hierdie stad is sigbaar. So moet my mense wees. Dis nie hierdie geestelike stad wat mense moet uithou nie. Dis 'n stad wat mense moet innooi. Ons is 'n stad op 'n berg. Die lig van Christus skyn deur ons. Mense moet dit sien. Hulle moet naderkom. En wanneer hulle naderkom, moet dit wees soos 'n geel perskeboom. As hulle by jou kom, moet hulle kom proe. Hierdie mense is wie hulle sê hulle is. Daai lig van ver af, dit was Christus. Dit is Christus. Ek sien hom, ek beleef hom, ek ervaar hom in die liefde, in die omgee, in die vergifnis van die mense van sy stad. Hoe mooi is dit? Ons is lig. Ons is sout. Vers 15. Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander. Dan maak dit lig vir almal in die huis. Laat jou lig skyn. Moenie jou lig wegsteek nie, moenie stil raak nie. 'n Lamp het een doel, om te skyn. Skyn. Kom ons skyn. Vers 16 sluit ek af mee. Ulrich, met my kom aansluit asseblief. Vers 16. Julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien, en julle hemelse Vader daarvoor prys. Ek wil vir die Amplified bylees. Hy is op die skerm. Let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence, and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Hoe moet ons leef? So voorbeeldig, dat ons helder lig laat skyn, Christus sigbaar maak. Wie kry die eer? Nie ek en jy nie. Ek dink daar's iets in 'n mens wat erkenning soek altyd. Daar's iets in 'n mens wat applous soek. Daar's iets in die mens wat 'n klop op die skouer soek. En dis nie hoekom ons is wie ons is nie. God kry die eer. En is so mooi hier in die Amplified, waar hy praat van your good deeds and your moral excellence. Daar's iets wat jou dryf wanneer niemand kyk nie. Want ek is sout. Ek is lig. En die een wie ek wil behaag, is nie 'n mens nie. Dis God self. En dan, and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Sien, God moet geherken word in die manier hoe ons leef. En dit moet so wees dat ons sout is, dat ons lig is, dat ons lewens hom vereer. Dis hoekom dit belangrik is hoe ons leef. Dis hoekom dit saak maak hoe jy leef. Dis hoekom daar nie 'n oomblik is wat jy jou baadjie kan uittrek en sê ek is nou nie meer 'n kind van die Here nie. Jy is wat jy is. Jy is wie jy is. Baadjie aan, baadjie uit. Sondagoggend, maandagoggend. Vrydag aand, Saterdag aand. Ek is wie ek is in hom. En omdat ek sout is en omdat ek lig is, wil ek hê my lewe moet so saak maak
impak maak, omdat hy in my leef, deur my leef. Nou is ons Mission Day. Nou is ons besig met God se missie, God se plan, disippels te wees en disippels te maak, omdat ek weet wie ek is en my lewe God verheerlik. Ek wil saam met jou bid. Ek wil nie saam met my oomblik net stil raak en dalk jy oor toe maak daar voor ek bid nie. Oor speel so saggies vir ons en wil jy nie die Heilige Gees net toelaat vir 'n oomblik, om net so 'n bietjie hier in jou binneste te gesels terwyl jy so stil en rustig raak nie. Jesus kom vertrou my en hy vertrou jou om hom te verteenwoordig. Ek en jy is sy plan. Ons is sy Mission Day. Ons is sy mense. Ons is Mission mense. Kinders van die Here. Gevul met sy gees, gevorm deur sy karakter, geplaas in 'n gebroke wêreld. Die vraag vanoggend is nie, is die wêreld donker nie? Die vraag is eerder, is die lig aan? Werksplekke kan donker wees. Werksplekke is donker. Ons land as oomblikke van donker wees. Maar daar's kinders van die Here oral. Strategies deur God geplaas om sy plan vir mens uit te leef. Draers van die kosbare evangelie. En as jy weet wie jy is en die belangrikheid van jou rol. Ek is lig, ek is sout. Christus in my leef deur sy gees. Oral waar ek gaan, wil ek hê mense moet hom in my sien. Sy karakter in my ervaar. Nader kom, sien ek is net wie ek sê ek is. Nou kan ek van hom vertel, nou kan ek hom deel. Nou kan hulle hom ontmoet, omdat hulle nader gekom het, en sy lig hulle dalk getrek het, maar dat sy karakter hulle sal hou. Christus nooi my en jou vandag steeds, sy sout te wees, sy lig te wees. En hierdie wêreld wat toenemend smaakloos raak, moreel verval, geestelik donker is die vraag vanoggend, wie gaan iets daaraan doen? En Jesus antwoord die vraag, Matteus 5, vers 13 en 14, julle, wie is julle? Ek en jy, kinders van die Here. Vanoggend is 'n handopsteek oggend om te sê, Here, hier is ek. Ek besef ek is sout, ek besef ek is lig. Ek besef, ek gaan dalk nie iemand anders stuur na my werksplek toe nie, ek gaan nie iemand anders stuur na my huis toe nie, ek gaan nie my kinders vir my groot maak nie. Julle is sout, julle is lig. Leef, skyn, wees. Nie eendag nie, vandag, môre. Kom ons bid saam, Vader. Dankie vir hierdie kosbare oomblik van stil word, van bewus word. Julle is, ons is, ek is, kind van die Here vanmôre. En vir elke een wat kind van die Here vanmôre is, mag ons hoor wat U vanmôre sê. Vir elkeen wat vanmôre dalk hier sit, nog nie 'n besluit gemaak het vir Jesus Christus nie. Hier is so 'n belangrike oomblik om 'n besluit te kan maak. Daar waar ek is, net 'n gebed te kan fluister. Ek kan sê, Here, hier's ek, nes ek is. Hier's ek is 'n sondaar. Maar ek wil nie meer so leef nie. Ek wil my rug draai op 'n ou sondige lewe en ek wil my lewe na U toe draai ek. Glo met my hele hart dat Jesus Christus die Seun van God is, gesterf het vir my sondes. Kom vergewe my, Here. Kom vergewe my. En in 'n oomblik kom God en hy ontmoet jou net daar. Net daar. En hy vergewe sonde. En in 'n oomblik was hy jou sonde weg. Maak hy jou sy kind. Vader, ek bid vir elke een wat hierdie gebed bid. Here, vergewe my. Dankie dat jy by elkeen van hulle stil staan. Dankie Heilige Gees dat U die een is oortuig van sonde. Dankie vir 'n nuwe begin. Vir elkeen wat vir die eerste keer sê, Jesus. Jesus, vergewe my. Jesus, red my. Dankie vir U genade vir nog 'n kans. En vir die res van ons, wat U dalk al vir jare dien.
Dankie vir nog 'n oggend waar ons net bewus kan raak van ons verantwoordelikheid van wie ons is. En ons is 'n gemeente van gelowiges wat ons saamtrek. Ons is sout, ons is lig. Ons is sy kinders, ons weet wie ons is. Dan kan ons hardloop en gaan wees wie U wil hê ons moet wees. Mag dit so wees vir elkeen van ons. Mag ons hierdie soeke en soms die stoei van die lewe ervaar. Maar mag ons weet wie ek is in Christus. Dalk is die gebede vanoggend van frustrasie, van moedeloosheid. Dankie dat U ons bron is. Dankie dat U ons hoop is, dat U ons anker is. Dankie dat U die vermoë het om gesond te maak, om heel te maak. Mense te ontmoet presies daar waar hulle is. Dankie vir wie U is vanmôre. Ons kom gee U al die lof, al die eer, al die aanbidding. En ons bid, Here, dat U my gebruik, ons gebruik, om net te wees wie ons is, daar waar U ons wil hê. Mag U koninkryk sigbaar raak, in en deur elkeen van ons. Dis my gebed in Jesus naam. En almal sê, Amen.